Die evangelie van Lukas hoofstuk 22, vers 50 lees soos volg. Een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoofpriester en kap sy regteroor af. Welkom by Geloofspad. Die oomblik is chaoties. Fakkels wat in die nag flikker, soldate wat vorentoe druk en verraad wat soos rook in die lug hang. Judas stap vorentoe met 'n soen, 'n simbool van toegeneentheid, maar in hierdie konteks 'n wapen van misleiding. Jesus ontmoet dit nie met weerstand nie, maar met hartseer. Verraai U die seun van die mens met 'n soen. Elke woord moes Judas soos 'n swaard deurboor het. Dit was geen gewone man wat hy verraai het nie. Dit was die Messias, die hoop van die wêreld, en hy het sy verraad in geneentheid bedek. Dan, in 'n oogwink, flits nog 'n wapen. Hierdie keer letterlike swaard. Petrus, oorweldig met emosie en vrees, reageer gewelddadig en sny die oor van die hoofpriester se dienaar af. Sy instink is om terug te veg, om Jesus met geweld te verdedig. Maar Jesus se reaksie is nie om wraak te neem nie. Hy sê, nie meer hiervan nie. En genees die man se oor. Hierdie oomblik vang die hart van die evangelie vas. Jesus veg nie kwaad met kwaad nie. In plaas daarvan beliggaam hy die waarheid van Romeine 12 wat sê, moenie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Hy het die volste reg gehad om legioene engele af te roep, maar hy het eerder die pad van vrede, oorgawe en opofferende liefde gekies. Dit was nie swakheid nie. Dit was goddelike krag. Jesus was ten volle in beheer, maar tog ten volle oorgegee aan die Vader se wil. Hy het ons geleer dat liefde, selfs teenoor vyande, nie opsioneel is nie. Dit is sentraal. Ons is nie geroep om gevegte te wen nie. Ons is geroep om siele te wen. En miskien is die ontnigterendste die herinnering dat ons dalk die enigste evangelie is wat sommige mense ooit gelees het. Ons reaksies in oomblikke van verraad, seerkry of onreg spreek boekdele oor die een wat ons volg. Sal ons uitslaan met swaarde van woorde, dade of koudheid? Of sal ons, soos Jesus, genees wat gebreek is en 'n lig skyn wat na hom wys? In 'n donker en vyandige wêreld klink Jesus se oproep om en nie meer hiervan nie steeds duidelik. Dit is 'n uitnodiging na 'n lewe wat nie deur wraak gekenmerk word nie, maar deur verlossing. Nie deur vrees nie, maar deur geloof. En nie deur 'n geveg nie, maar deur 'n lig. Skyn vir almal om te sien. Kom ons bid. Here Jesus, help ons om te lewe soos U geleef het. Vol genade, liefde en krag onder beheer. Leer ons om ons swaarde weg te sit, om die drang na wraak te weerstaan en om U lig deur ons te laat skyn. Mag ons U weerspieël in 'n wêreld wat desperaat is vir vrede en waarheid. Laat ons lewens 'n lewende evangelie wees wat ander na U toe trek. In U heilige naam, amen.